Om die Bybels oop te maak by Handelinge 16. En ek gaan lees vanaf vers 30. As julle daar sê net amen. Ek het nog nie een amen gehoor nie. Amen. Handelinge 16 vanaf vers 30. Okay. Kom ons lees saam. En hy het hulle na buite gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? En toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig, en almal wat in sy huis was, en dieselfde uur van die nag, het hy hulle geneem en hulle wonde gewas. En hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis, en sit hulle 'n maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huis gesing, dat hy tot geloof in God gekom het. Kom ons bly die hoofde. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie dat U elkeen van ons reisende genade gegee het. Vader, waar ons nou deur die woord stap, vra ons U, dat die Heilige Gees hier sal wees, laat hy ons sal lei in die volle waarheid. Ons dink aan die geliefdes wat nie hier kan wees vandag nie, die wat dalk siek is. Dis nou daardie tyd van die jaar, daardie seisoen. Saam met die koue kom die siektes. En ons vra U, laat hulle ook daar waar hulle mag wees vandag, opreg U liefde mag ervaar. Liewe Heer, en dan bid ek vir diegene wat hier kon wees, maar wat doelbewus gekies het om nie hier te wees nie. Liewe Heer, ons vra U, laat U ook daardie verharte harte sal versag. Laat hy daai kliphart sal uithaal en weer vir hulle hart van vlees sal gee. Mag ons opnuut besef dat ons staan in 'n verbondsverhouding met U. En die Sabbat is dan juist daardie teken. Kom in ons midde, Liewe Heer, vergewe dit wat tussen ons en U staan. Kom lei ons in die waarheid. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Het jy al ooit 'n hulpkreet gehoor? As iemand om hulp roep, wat doen ons dan? Askies? Ja, jy hardloop, het hang af van wat se rigting. Sommige mense hardloop na die noodkreet toe, ander hardloop weg, uit vrees uit. Ek onthou, so 'n paar maande terug, is dalk al langer, is dalk al 'n jaar of wat terug. Ek kan nie onthou wat se dag in die week het was nie, maar dit was seker 2 uur, 3 uur in die oggend, word ek uit my slaap uit wakker. Daar in die omgewing waar ons bly, met die hulproep van 'n dame se stem. Help! Help! Duidelik en hard. Tot vandag toe weet ek nie wie dit was, wat die nood was, en of sy okay is nie. Dis van daardie dinge wat 'n mens pla, so elke nou en dan, wanneer die gedagte weer opkom. Wie was dit? Hoe ver van my af was dit? Het uitgegaan, maar alles het normaal in die straat gelyk en nie weer die hulpkreet gehoor nie. Maar dit pla mens. Soms hoor mens daardie geroep vir hulp, en soms is dit net nie naby 'n mens. Soms is dit jou eie geliefde. Soms kan jy dadelik intree.
en die kind uittrek, of die kind help, of die vrou help, of die ouma of die oupa help. Is dit nie lekker om mense te help wat in nood verkeer nie? Hoe voel mens wanneer jy iemand se hand kan vat en hulle uit die swembad uittrek, of iemand wat gaan gly of gegly het ophelp en hulle weer regop bring? Vandag se storie gaan oor 'n hulpkreet. 'n Hulpkreet. Sondag aand bel 'n dame my, nie in die kerk nie Adventis, is 'n tannie met 'n hulpkreet. En sy sê vir my, Werner, ek moet jou sien. Mense moet nie sulke goed vir my sê nie, ek is 'n nuuskierige mens, né? Nou vra ek waaroor, en sê sy nee, dis nie iets wat sy op WhatsApp of op die foon kan met my bespreek nie. Ek sê, tannie, maar jy kan nie my so prikkel en my net daar los nie, né? Waaroor gaan dit? Sy vra my die volgende vraag. Wat moet ek doen om gered te wees? Sê van nou kan ons gesels staan. En ek dog toe, kom ek gaan preek, dan Sabbat vir Carletonville, oor 'n noodkreet. Ons is wel bekend met hierdie tronkbewaarder se verhaal, waar hy vir Paulus en Timoteus vra, manne, wat moet ek doen om gered te word? En ons is meer vertroud met hulle antwoord wat hulle sê, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou hele gesin. Maar wat ons vergeet, is dat daardie oproep kom as gevolg van 'n noodkreet. Dit begin daar in die begin van hoofstuk 16. Paulus het die jong man Timoteus, en ons almal weet, Timoteus was die man wat hy opgelei het, om in sy plek die evangelie verder voort te dra. So Paulus het hierdie interne skappredikant saam met hom, en die woord getuig dat Timoteus kom uit 'n huis waar sy ma gelowige Joodse vrou was, maar sy pa 'n Griek. En Paulus sê vir hom, Timoteus, voordat jy saam met my op my evangelisasie veldtogte kan gaan, onthou ons is op pad Galilea toe, moet jy besny word. Omdat jou pa 'n Griek is, was jy nooit besny nie. Want as ons in Galilea kom, en die mense gaan jou sien, en hulle gaan sê, maar Jesus, ons ken vir Timoteus, ons weet dat hy eintlik 'n Griekse pa het, en hy is nie besny nie, sal die Jode ons nooit glo nie. En dit is so, hulle doen die daad en hulle besny Timoteus, en Timoteus is reg om op hierdie weg te gaan. Maar weet julle wat's interessant, wat sê die woord van die Here? Die Heilige Gees het hulle verhoed om die evangelie in Asië te gaan verkondig. Paulus en Timoteus was oortuig hulle gaan Galilea toe. Hulle gaan in Asië hierdie boodskap, die evangelie, die goeie nuus aan die mense bring, maar die woord sê die Heilige Gees het hulle verhoed. En so is dit, daar in vers 9, en Paulus het sy gesig, het 'n gesig in die nag gesien, daar staan 'n Macedoniër. Wag so 'n bietjie. Hulle wil hierdie kant toe. Maar terwyl hy lê en slaap, sien hy 'n gesig met 'n Macedoniër, wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. 'n Noodkreet. Hier vind ons die Jode besig om aan te gaan met hulle lewens. Sommige van hulle glo die getuienis van die apostels, ander nie. Maar elke Sabbat is hulle besig met een of ander filosofiese argument of Jesus wel die Messias was of was hy net 'n profeet. Wie was Jesus gewees? En hierdie kant het ons die Macedoniërs, die heidene.
Die mense sonder hoop. Hierdie kant is ons mense vol hoop. Mense wat die waarheid ken, die mense wat die profesie ken, die mense wat die Sabbat ken, die mense wat die gesondheidsboodskap ken, die mense wat hulle tiendes gee. Hierdie kant het ons 'n groepering van ongelowiges. Mense wat nie die waarheid al gehoor het nie, wat geen hoop het nie. Daar is geen gesondheidsbeginsels nie. Hulle lewens val uit mekaar uit. Daar is geen verhouding nie. Althans nie met die God wat die hemel en die aarde gemaak het nie. En in 'n naggesig sien Paulus hierdie Macedoniër wat sê, kom, help ons. Help. Help. En Paulus word wakker. En sonder om te twyfel, is hy oortuig dat dit die Here is wat hom roep. Broers en susters, hoor julle hulp geroep? Hoor julle dit? Of is ons so besig, soos hierdie Jode hierdie kant, met ons filosofie en ons armgedrukkery, oor teologiese goed wat eintlik nie sin maak of saak maak nie. Laat ons nie aan hierdie kant, in die tyd waarin ons lewe, die hulpgroep hoor nie. Help. Help. En hulle gaan. En vers 13 is so mooi. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad, langs die rivier, en hierdie gedeelte vang my, waar die gebruikte bidplek was. Maar dis nou nie wat my vang nie. So hulle is op die Sabbatdag besig, Paulus en Timotheus, hulle is nou in Macedonië, in hierdie Griekse gebied, hierdie Griekse stad, met die Griekse filosofie en die Griekse gode, waarvan Zeus, daar is die regte uitspraak, Zeus, die God van gode is. Hulle het al hierdie verskillende gode gehad, maar Zeus is die main peanut. Al die ander gode is onderdanig aan Zeus. Diana onderdanig aan hom. Al die ander Griekse gode is onderdanig aan Zeus. Onthou dit. Want dit is die gebied waar hy die hulpgroep gekom het. Dit is die gebied waarin die Here vir Timotheus en Paulus stuur. En dit is in hierdie gebied, wat hulle op die Sabbatdag, daar langs die rivier, daar's nie 'n sinagoge nie, daar's nie 'n tempel nie. Daar's 'n klein groepering, en die woord van God sê, van vroue, net vroue, waar hulle sit, in hierdie gebied, tussen die heidense gode, en die Sabbatdag vier. En om een of ander rede, het Paulus en Timotheus geweet waar dit is. En hulle bevind hulle self daar, en daar was 'n sekere vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira. Waar ontmoet ons ook vir Thyatira? Waar kry ons ook te doen met Thyatira? In Openbaring 2. Die brief van die 4de gemeente. En wat was die probleem in die gemeente van Thyatira? Julle moet nou by my bly. Ok, julle moet net, hou net vir my vas vir 'n oomblik. Thyatira, Jesus, ek moes my bril gebring het. Ok, Openbaring 2 vers 30. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou, Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te hoereer. Wie se diensknegte word mislei en verlei? Wat is 'n dienskneg? Wat is 'n dienskneg? Iemand wat 'n diens verrig vir iemand anders. So as ek 'n dienskneg is hy in my beheer. Is dit nie so nie?
Iemand wat vir my werk. Hier sê Openbaring 2 vir die gemeente in Thyatira, ek het 'n enkele ding teen jou, dat jy die profetes Isabel, wat vals profeteer, toelaat, né? Om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. En hier is Lydia, sy is van Thyatira. Sy is deel van hierdie gebedsgroepie, 'n godsdienstige vrou. Het geluister, die Here het haar hart geopen om ag te gee of wat Paulus gesê het. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar, en sy het hulle gedwing. Sy het gesê, kom kyk of ek in my huisgesin die Here aanbid. En dis waar dit toe interessant raak. Toe hulle daarvandaan verder gaan. En terwyl ons op die pad was na die bidplek, Thyatira, die gees van Isabel, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee. Wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. So hierdie slavin se eienaars is skatryk as gevolg van haar vermoë om die toekoms te kan voorspel. Is hierdie vrou van God of nie? Iemand met die gees van waarsêery, is sy van God of nie? Nee. Nie hierdie ene nie. Nie hierdie vrou nie. So deur haar profesie het sy sekere mense groot geld laat bekom. En sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Wat? So hier is 'n vrou met 'n ander gees in haar, en sy loop al die pad agter die apostels aan, die diensknegte van God, en sy skree, hierdie is die manne van God van die Allerhoogste, en hulle verkondig julle die weg van verlossing aan. Is daar iets fout daarmee? Is dit nie wat ons wil hê nie? Is dit tog nie wat ons soek nie? Maar luister wat doen Paulus. En dit het hy baie lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai. En vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om daaruit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien, dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp, en hulle na die mark voor die owerhede gesleep. En luister hierso. En voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of te volg nie, omdat ons Romeine is. Hier kom hierdie manne en hulle sê, hier is manne van God, wat ons stad Macedonia ingekom het, dinge verkondig, wat nie vir ons van toepassing is nie. Hulle is Jode, ons is Romeine. Hulle word toe gevat, en met stokke geslaan, laat die bloed loop. Hulle vat hulle sit hulle in 'n tronk, en die Bybel sê, hulle voete was in 'n blok gewees. Daardie tye was tronke koue plekke, nat plekke, vuil plekke.
terug te kom na die vrou met die gees. Hoekom was dit vir Paulus so belangrik, dat daardie vrou nie agter hulle moes aanloop en skree, hierdie is die manne van God, die Allerhoogste nie. Hierdie is belangrik en ek en jy moet hierop ag gee. Want Paulus wou nie gehad het die boodskap wat hulle verkondig, moet geassosieer word met die boodskap wat hierdie gees uit hierdie vrou gebring het nie. Ek sê dit weer. Paulus, en hierdie is nie my gedagte nie. Hierdie kom uit Acts of the Apostles. Paulus wou nie gehad het dat die evangelie wat hulle verkondig geassosieer moes word met die evangelie wat in hierdie vrou se hart was nie. Om die waarheid te sê, in Acts of the Apostles skryf sy en sy sê, Satan het gedink dat wanneer hy hierdie profetes met die valse gees in haar oor Paulus se pad kon stuur, sou hy die mense van Macedonië verder kon ons lei en hulle weggehou het van God af. Ek en jy moet versigtig wees, want daar's verskillende evangelies wat vandag verkondig word. Ons het vanoggend gepraat oor eers vir die mense die liefde van God te bring. Ek wou nie 'n klip in die bos gegooi het nie, ek wou gevra het, wat se vertolking van die liefde gaan ons bring? Wat se definisie van liefde van God gaan ons aan die mense bring? Want baie keer het ons net een kans. Baie keer het ons net een kans om aan die mense die waarheid van God te bring en sy verlossingsplan. En Paulus en Timotheus het geweet, as ons hierdie vrou gaan laat aangaan, kom aan, dit moet goed klink, jy loop rond, jy werk in 'n heidense gebied, en hier's 'n vrou wat die mense aanmoedig en sê, hey, luister na hierdie ouens, 'n vrou wat alreeds hier werk gedoen het. Maar as ons gaan na die boek Openbaring, weet ons wat se gees het sy. Die gees van Jezebel. Die gees wat die diensknegte van God mislei, sodat oukei is om te horeer en afgodsoffers te eet. Paulus sê nee. En in daardie tronk ondervinding, hier is dit waar die Here nog baie met my moet werk. In die middernag sê die woord van God. Hoekom hulle wakker was? Ek glo dit moes die koue gewees het. Dalk die pyn van hulle wonde. Sit daar die manne, en die woord sê, hulle sing liedere tot die lof van God. Wow. Waar is ek en jy in ons geloofslewe? Hierdie ouens kon in Jerusalem gesit het, op die Sabbat. Hulle kon Galilea toe gegaan het. Hulle kon enige plek gewees het. Paulus hoef nie gehoorsaam en ag gegee het op die woord van God in daardie droom nie. Hy hoef nie. God het nie met 'n geweer teen sy kop gestaan en hom gedwing om Macedonië toe te gaan nie. Dit was as gevolg van 'n oortuiging binne in Paulus oor wie God is, wat hy laat gaan het. En hier sit hulle, nie gemaklik om 'n kampvuur nie, hulle sosialiseer nie saam met die manne van God nie, hulle is in 'n gevangenis. Wie van julle se voete het al koud gekry? Jesus, ek like dit nie hoor. Ek het sulke dik wolkouse
wat ek 1 jaar dink ek vir Vadersdag of my verjaarsdag gekry het, een of ander tyd gekry het, by die gesin, want hulle weet, ek hou nie van koue voete nie. Daai ouens se voete is in 'n blok, most probably ijskoud, en hulle sing lofliedere tot God. En wie is die hoofgod in die area? Zeus. So op hierdie stadium lyk dit of wie geseëvier het. Zeus, is dit nie so nie. Die Griekse god is in die voortou hier. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in 'n blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot die eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. Daar was 'n opgeroep. En skielik kom daar 'n groot aardbewing. Sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak en die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring. In die mening dat die gevangenis ontvlug het, maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê: Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. Niemand is weg nie. Ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En is hier, waar hierdie Romeinse soldaat, ek glo die een was, wat in die droom om hulp geroep het na Paulus. Besef dat Zeus is onderdanig aan die God van die hemel en die aarde. Wie van julle was al in 'n aardbewing? Was jy al, boy? Ek was nog nie. Ek praat van soos 'n aardbewing oom. 8, 9 op die Richterskaal. 'n aardbewing wat gepaard gaan met die wederkoms. Een aardbewing wat die vrees binne in jou in skud. Een aardbewing wat jou laat besef hoe nietig die menselewe is. Een aardbewing wat jou bring op 'n plek waar jy jou behoefte na God erken. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daai tipe aardbewing. En hy het na hulle buite gebring en gesê: Meneere, wat moet ek doen om gered te word? In 'n oomblik wat hierdie man besef, die God van Paulus en Silas is soveel groter as wat hulle as heidene ooit kon besef. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus. En ons lees dit so, sonder om te besef wat hierdie man vir hulle sê. Die aantuiging was, ons is Romeine, hulle is Jode, die boodskap wat hulle bring is nie van ons van toepassing nie. Paulus sê,
Glo dat jy 'n kind van Abraham is. Glo dat die verbond wat God met die Jode gesluit het, nie net vir die Jode is nie, maar ook vir julle. Glo dat toe die Here aan Abraham die belofte gemaak het, jou nageslag sal so veel wees soos die sterre in die lig, dat daardie belofte ook van julle op toepassing is. Glo daarin. Dat toe daardie verbond in sy vervulling gekom het op die kruis, die bloed van Jesus Christus ook vir jou as Romein van toepassing is. Glo jy dat jy ook 'n kind van God is? Al is jy nie besny nie. Glo jy dit? En in daardie oomblik sê hulle, het hulle die woord van God met hom gedeel. En hy en sy hele huisgesin is gedoop. Het hulle in hulle huis ingenooi. En in blydskap die Here geloof, omdat hy ook deel kon word van die volk van God. Jou geliefdes, daar is hulpgeroepe daar buite. Hulpgeroepe daar buite. Van mense wat wens hulle het wat ons het. Wat weet hulle kort iets, maar nie weet wat dit is nie. Wat 'n behoefte het na iets, maar waar gaan ons sit in Jerusalem? En redekabel oor dinge wat nie saak maak nie? Gaan ons die kennis wat God vir ons gegee het, vir onsself hou? Gaan ons trommel dik raak met die waarheid? Totdat ons op 'n punt kom waar dit ongesond raak vir onsself? Of gaan ons ook luister na die roepstem? En wanneer ons gaan ons dalk 'n Lydia ontmoet? Gaan ons dalk die vrou met die valse gees in haar ontmoet? Gaan dit wat ons vir die Here doen, ons dalk op 'n plek bring waar ons geslaan is en in 'n tronk gesit is? Julle geluister wat ek gelees het in die begin. Toe hy daardie manne in sy huis inbring, het daardie tronkbewaarder hulle wonde gewas. Dis heel waarskynlik dieselfde ou wat hulle gepiets het. Nee, 'n veranderde hart. Hy wou genesing bring. Hy wou regmaak dit wat hy verkeerd gedoen het. Gaan ek en jy die hart van Paulus en Timoteus hê, om lofliedere te sing tot eer van God, terwyl ons in die tronk sit. Voete geboei, geen uitkoms nie, koud en stikkend. Gaan ons. En wanneer ons dan die geleentheid gee, wanneer die Here daardie boeye losmaak, gaan ons vir hulle kan sê, glo in Jesus Christus, en jy en jou hele gesin sal gered word. Maar die vraag het nog steeds gehang, julle is Jode, en ons is Grieke of Romeine. Die tronkbewaarder is terug, polisiestasie toe, en hy die verhaal vertel. En die regter het gesê, laat hulle gaan, maar stilletjies. Luister net hoe eindig hierdie verhaal. En toe die tronkbewaarder hierdie woorde aan Paulus gebring het, die regters het laat weet, dat julle losgelaat moet word. Gaan dan nou uit en reis in vrede. En Paulus sê, oh no ways. Ek sou gehardloop het. Ek sê, ek's 'n vryman, laat ek gaan, né? Hy sê nee. Maar Paulus sê vir hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan. Wag so 'n bietjie. Ons is op die stadsplein stikkend geslaan. En hier skok Paulus hulle, wat die mense nie in Macedonië nie geweet het nie. Hulle het gedink hierdie ouens is Jode, en hier antwoord hy, ons wat Romeinse burgers is, beide Paulus en Timoteus se pa,
was Romeine, Grieke. En hy sê nee, wag so 'n bietjie. En dis ongeoorloof. Ongeoorloof volgens Romeinse gebruik. Dat julle ons, wat Romeinse burgers is, op die stadsplein geslaan het. En Paulus het geweet wat kan gebeur. En ons is gevangenes gewerp en wil hulle ons in die geheim uitwerp, volstrek nie, laat hulle self kom en ons uitlei. Jesus, maar hoekom is dit belangrik, Leraar Werner? Want die aantuiging was, dat die boodskap wat Paulus hulle bring nie vir die Romeine van toepassing was nie. En Paulus sê, openbaar gaan jy nou verkondig, dat ons eintlik Romeinse burgers is. So ja, die evangelie is nie net vir die Jode nie. Die evangelie is nie net vir die Adventiste nie. Dis vir almal. Dis vir almal. My oproep vandag aan Carletonville gemeente is, luister na die roepstem. Ons moenie hier sit en red 'n kabel nie. Daar's 'n hulp en 'n roepstem daar buite. En guess what? Julle gaan in die tronk opeindig. Dalk nie fisies die regte tronk nie, maar in 'n geestelike tronk, waar dit koud, nat en stikkend is. Maar wanneer julle daar is, sing liedere tot lof van die Here, want ons weet nooit nie. Die een wat die hulp geroep gegee het, is dalk reg daar in die midde. Amen.